Waarom mensen, ik is een koers van die groot karo. Maar nog eens, nou hier nog eens kweekhuis weer. Ons nou ons laatste beet kan uittrekken. Dan ga je al ons beet verkopen aan die paardstellen. Nou dus dan voor u is ook zo'n beetje beet slijm maken, want ons sloot er allemaal moeten. Nou hier zijn nog zo die laatste paar beten. Ons nou alle grooters uitgehaald. Maar we trekken zomaar hele lot uit. Als we nou van alle beet slijm maken, dat is zo lekker. Je kan zomaar hier zo in die tuin op eten. Tomatie. Dat is nou zo met de tomatie lijkt. Ik hoop niet rijp hier ons kansel dat ik kan rijp raak. En als je die tomaten geoesterd is rijp, dan dus kijken of je van die zaad kan beschikbaar stellen. Want dat tomaten is wat hij moet hebben. Hierdie, dat is ons wintertuin hierdie. Hij is nou eens daar klaar. En dan gaan ons alles hier afhaal, uittrek. En dan gaan ons met ons recht maken voor die zomertuin, voor september maand. So ons is nou al bezig om ons saadjies goed recht te krijgen. So ons jy so deur die tyd op hoogte hou wat hier in ons greenhouse aangaan. Ek hier so beet nou ons dis die laaste bete van ons greenhouse. Ons het hulle nou die blare afhaal, hierdie blare, hulle gaan nou kompos hoop toe. Hierdie beet word nou sag gekook sommer so met skil en al. As hy klaar sag is lekker lê met 'n vork en druk, trek jy sommer die skil net so af, sny sy wortels af, sny hom in skywe of blokkies of wat jy ook al. En dan saus en bottel. So far so goed. Ons gaan nou eers kook, vat as die ding verder. Maar ons gaan nou goed die beet afskil. Ons het nou al en ons gaan die saus nou hier ingooi. Dan kan die pot so lang aan die kook kom. Kyk, hierdie saus is nou eintlik 2 keer te veel vir die beet. Hierdie beet is so 1,5 kilos. Maar ons nou vir julle wys wat ons maak met die oorige saus. Dit is 'n soort van veronderstel om 'n verrassing te wees. Ek weet hier gaan die suiker in. Hier gaan die beetsap in, beetwater. Kijk hoe mooi rooi is hy. Oké, en dan nou nog so 'n bietjie, ek wil my nie uitgee vir mediese raad nie, maar as jy nou sukkel met bloeddruk, dan vat jy nou beetsap in die oggend met so 'n bietjie gemmer. En as jy 'n juicer het of 'n liquefier, maak vir die beetsap fyn, maak of die beet fyn en drink hom. En as jy nou nie 'n ding het om die beet met te versap nie, eet hom sommer net so. Die beet, jy kan hom net so uit die tuin uittrek en hom eet. Hy's baie lekker. Nou as jou bloeddruk later weer so laag is, die dokter vir jou 'n pille gee om hoor te kry. So hier is ons sous nou, ons gaan op die stoof sit, lyk ook, maak ons vir die beetjies hier reg. Ons pot beet nou gekook in die sous, alles reg. Hier is ons 'n botteltjie vol gemaak. Ons pak nou die beetskywe in die bottel. Gooi so 'n bietjie knoffeltjie, laurierblare en 'n naaldjie en 'n bietjie van daai pickle spice by. Dis die pickle spice wat ons gemaak het nou hier vroeër in die jaar. Julle kan net daar die video's gaan kyk. Dit is daar iewerster. Okay. Ons pak nou die beet in. Versigtig. Pak ons in. En dan so halfpad hier gaan ons gou ons knoffel bysit en ons spices en ons ander goeders. En daar gaan hy. Oké, nou eers weer 'n knoffeltjie en 'n laurierblaar. En dan nou weer so 'n stukkie beet. Kyk, die beet is amper te groot vir die bottel. Dan gaan hy so 2 naaldjies. Naaldjies hierdie beet werk baie lekker saam. Oké, en dan moet ons seker so 'n bietjie van 'n pickle spice ook bysit. Alright. Gooi jy 'n bietjie saus in, laat die saus so saam met die beet opgaan. Alright, nou weer 'n bietjie beetskywe. Hierdie slaai is baie lekker. As 'n mens hom maak, kyk saam met so 'n regte ou boerekorsie, is daar niks wat by hom kom nie.
As hy. As hy. Okay, nou hier is nou 'n ander ding vir julle. Hier's dis gekookte eiers in hierdie betsap, hierdie oranje sap. Nou hier is 'n klomp eiers hier van dingetjies, hoenders. Baie lekker organiese eiers. Ons pak hulle hier in die bottel. En dan gooi ons van die sous oor. Ons behandel hom so amper maar dieselfde as die bet. Ons pak hulle in. Gooi so 'n naaltjie by. Gooi so 'n laurierblaartjie by. En weer 'n eier. En 'n stukkie knoffel. Hierdie eiers hou omtrent so 3 weke in die yskas. So dis nou nie vir inmaak op die langtermyn nie. Dis nou sommer so tussen dingetjie net so vir die mooiheid. Okay, sit so 'n bietjie van die pickle spice ook by. En dan gaan die eiers. As hierdie eiers maak omtrent, ek het nou nie getel hoeveel nie, maar die bottel is omtrent amper vol. Nou ja, nou gooi ons van die betsap hier boor. Dit lyk baie mooi. En is baie lekker. Ons bottel hom nou in een van die regte Consol Kenfruit bottels. Want dit is nie vir verkoop nie, ons hou hom nou sommer hier vir onsself. As ek kyk daar hoe mooi lyk dit. As hy. Ek dan sit die prop op. Dis nog van hierdie. Kyk net, uit 'n rubberring. Als net baie lekker pas. En sit sy skroef op. Allee, baie mooi. Hy moet nou net 'n bietjie afkoel, dan kan hy yskas gaan. Binne 3 weke gaan ons hom opeet. Miskien sommer so binne 3 dae, maar kom ons sê maar hy kan dan 3 weke hou. As hy. Nou ja, nou gaan ons met ons bet slaai. Daar's hy. Nou ja, hier is ons bet nou. Baie mooi, baie lekker. Nou baie harde werk. Laaste bet vir die seisoen. Nou vanaand sal seker maar moet bet koop, op nie 'n engeltjie verkoop nou weer die bet nie, want ek wil dan ook so 'n bietjie. Maar en hier is ons eiers. So ek sê jy moet hom binne 3 weke eet, hou hom in die yskas. Nou ja,